kan ek vra dat al ons kinders, al ons maats, eers vorentoe kom, voor enige iets anders gebeur? Ek het van Lanaitjie vanoggend ook gesê, baie sterkte, want hier begin die moeilikheid nou, nê? Sy gaan nou, hierdie jaar gaan sy cross country, wat noem mens dit? Nee, landloop, sien ek is nou te veel in die Engelse mense, sy gaan hierdie jaar kan landloop doen, soos wat sy rond hardloop. Sterkte, maar baie geluk, hoor? Dit is lekker as oumas en oupas na jou toe hardloop met die goeie nuus. Voordat jy nog vra hoe gaan dit in die geseënde nuwe jaar, het ek al die kindernuus. Maats, ek moet eers by julle skuld bely vanoggend. Weet julle wat beteken dit? Kinders, weet julle wat beteken skuld bely? As jy iets verkeerd doen, en jy sê ek is jammer daaroor, bely jy jou skuld. Okay, ek gaan nou nie vir julle vra om skuldbelydenis te doen vanoggend nie, né? Ek wil julle nou nie in die moeilikheid by julle maas kry nie. Maar ek het elke jaar aan die begin van die jaar mos vir julle 'n persentjie. En ek het dit nie vandag nie. Ek is baie jammer. Kan julle my asseblief vergewe? Baie dankie. Ek beloof dat ek dit vir ons in die maand van Februarie gaan gee, vir julle gaan gee. Februarie is darm volgende week. So dis om die draai. So as ons weer Sondag skool kategese het, beloof ek julle persentjie is hierso. OK. Maar julle moet my gou vanoggend help voordat ek julle nou uitstuur. Hoekom kom julle kerk toe? Dink gou daaroor. Hoekom kom julle kerk toe? Omdat ons vir liewe Jesus van Jesus kan leer. Dis mooi. Ag, kyk nou weer daar. Kan wie sien wie so ouma en oupas, nê? Om die Here te prys. Uitsa. En julle, hoekom kom julle kerk toe? Vind julle nog uit? Ek dink daar's van hulle wat nog uitvind hoekom hulle kerk toe kom, moenie daaroor bekommerd wees nie. Hoekom kom jy kerk toe, sussie? Maar ek wil net sê, het ek nie nou 'n baba in jou ma se hande ook gesien nie? Ek sien, kyk hoe mooi is hy. Is dit ons eerste kerk uitstappie? Ek voel geëerd. Julle mag daar, maar julle hoef nie, dis okay, ek het my eie. Kinders, my kinders, hoekom kom julle kerk toe? Sê weer vir die mense? Want mamma preek. Weet julle die selfvertroue op 'n Saterdag, nê? As jy nou jou kinders voorberei. Môre gaan ons kerk toe, so as ons wakker word, moet ons opstaan, ontbyt eet, aantrek, dan en dan vra hulle, wat se kerk? Want onthou ons is mos nou in 2 kerke. Julle is daarom die wenners. Ja, julle is die wenners. En dan vra hulle, preek jy? Ja, wat 'n verskil maak dit? Of ek preek? Jy weet as jy jou eie kinders verveel, kry ek vir julle jammer. Maar dankie dat julle uit keuse uit hier is. Ek het aangeneem julle gaan sê want ek sê julle moet hier wees. So julle is daarom vergewe vandag, hoor. Dankie dat julle my help want julle almal is reg. Party mense kom kerk toe omdat ons voel ons moet kerk toe kom en ander kom omdat hulle vir Jesus liefhet en hulle wil die Here prys. Dis sulke Tannie Erna, jy het niks om hulle verder te leer vandag nie. Julle gaan saam gaan julle koek en tee nou. Julle gaan saam met Tannie Erna gaan agtertoe gaan na ons lesie toe. Okay. Is julle reg om te gaan? Alright. Stap saam en dan beloof ek, julle gaan my belofte onthou, né? Ek wil vanoggend vir my en vir jou as fotum 'n Psalm lees wat gaan oor die huis van die Here. Psalm 84. Luister, evalueer, vra vir die Here. Hoe lieflik is u woning? Here heerser oor alle magte. My hele wese verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here van die Here. My hart en my liggaam roep uit na die lewende God. Selfs 'n mossie vind 'n tuiste en 'n swalkie haar nes, waarin sy haar klein kindertjies neerlê. By u altare, Here, heerser oor alle magte, my koning en my God. Gelukkig is hulle wat in u huis woon.
Hulle loof U gedurig. Gelukkig is die mense wie se krag in U lê. Die pelgrimstogte leef in hulle gedagtes. Trek hulle deur die Bakkavallei, maak hulle daarvan 'n landskap ryk aan fonteine. Die vroeë reën maak dit self vol waterpoele. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen verskyn voor God in Sion. Here, God, Heerser oor alle magte, hoor tog my gebed, luister tog, o God van Jakob. O God, sien ons skuld raak, slaan ag op U gesalfde, want 'n dag in U voorhoewe is beter as 1000 daar buite. Ek wag liewer op die drempel van die huis van die Here, as om te woon in die tente van die goddeloosheid. Ja, 'n son en 'n skild is die Here God, genade en eer is wat die Here skenk. Hy hou wat goed is nie terug van hulle wat onberispelik leef nie. Here, Heerser oor alle magte, gelukkig is mense wat op U vertrou. Want 'n dag in U voorhoewe is beter as 1000 daar buite. Ek wag liewer op die drempel van die huis van die Here, as om te woon in tente van die goddeloses. Die van julle wat gereeld hier kom kuier, weet dat ek lief is vir responsoriese seëngroet. Daarom gaan ons vanoggend, dankie Melandrey, hierdie een doen, 'n eenvoudige, kort en kragtig. Die Here is met julle. Hy skenk sy vrede aan julle. Amen. Ons gaan vanoggend as loflied eintlik 'n smagtingsgebed sing. En ek wil vir jou vra om te luister na die woorde en toe te laat dat die woorde jou hart, jou gedagtes deurdrenk. En vir die Here te vra, waar is dit waar hy jou vandag wil ontmoet? Kom ons staan en maak die Here se naam groot.
Nou kan ek vir jou sê, goeiemôre, geseënde 2026. Ons het nou vanoggend lekker in die kom sit storie gespot, maar ek het jou verlede jaar laas gesien. En kan jy glo, Januarie is al amper verby. Dit is vir my bietjie angsaanjaend om te dink, die eerste 12de van die jaar is al amper verby. Waar vlieg die jaar heen? Maar mag ek die laaste een dan wees wat vir jou 'n geseënde 2026 toewens, want ek het dit kon nog nie vir jou gedoen het nie. So mag hierdie jaar vir jou gevul wees met die goedheid en die guns van jou Abba Vader. Ek het weet ons almal is op Pinterest soek daai een prentjie wat jou aanraak. Né? En toe het ek my quote vir die jaar gekry en ek gaan dit nou met julle deel. Mag dit jou help in die jaar. Die aanhaling haal ek nou my eie woorde aan. Ek verwoord dit so bietjie, want dit is toe my kop sin gemaak het. Mag jy hierdie jaar wees soos 'n by. Want 'n by soek blomme. 'n By mors nie haar of sy tyd om aan 'n vlieg te verduidelik dat blomme en heuning beter is as vullis en gemors nie. Mag hierdie jaar, mag die Gees jou help onderskei oor wat werklik belangrik is. Ek wil vir almal wat inskakel op YouTube ook welkom sê. Ek het nou hierdie vakansie 'n klomp eredienste op YouTube gekyk en besef en beleef, mens voel regtig soms so deel van die erediens, al kan jy dit uit die gemak van jou eie huis uit kyk. So ek wil vir jou guns vra asseblief, as jy inskakel op YouTube en jy is 'n lidmaat van ons gemeente, of al is jy nie 'n lidmaat van ons gemeente nie, stuur asseblief bietjie vir my 'n boodskap. Ek wil weet wie kyk saam. Sommige waar jy vandaan kyk of waar in die wêreld jy is, want ek hoor van julle stuur vir wyd en suid preke. Ek is dankbaar daarvoor. Maar deel met ons wie jy is en waar jy kyk. Ek wil graag vir jou ook net hallo sê. Julle en ek is regtig jammer oor julle se kinders se persentjies wat ek nie vandag het nie. Ek voel regtig baie sleg daaroor. Kyk, is baie jammer. En die tweede ding wat ek met skuldbelydenis doen vanoggend, besef ek gisteraand, ek het nooit donderdag aand se aandgebed uitgestuur, die laaste een van week van gebed nie. Ek vra om verskoning en is so mooi verwerking van die Onse Vader. Ek sal dit vanaand vir jou uitstuur as afsluiting van die week van gebed. Die week van gebed is op 'n interessante plek gebore. Want ek het nou vir jou Vrintie waar lekker vakansie gehou. My maale het vir 2 weke kom kuier en ons huis was vol mense en hard gewerk en my pa het beddens vir die kinders gebou en dit was net bedrywig. En voordat ek my ook kon uitvee, toe ons deur Kersdag en ons is deur nuwe jaar en ek ry toe die 2 Januarie saam met my maale Noord, Gauteng toe. En 'n paar keer van 1:30 ek met verlof gegaan het, net na Kersdag, tot daai tweede, daar's net omtrent 'n week, kom daar werksgedagtes, kerkgedagtes by my op. En as ek baie geselfdissiplineerd, sê nee Silke, jy's nou met verlof. Bære daai gedagtes tot jy terug is. Maar so is daar 'n stemmetjie wat sê, kyk net wanneer is week van gebed. Gaan kyk toe nou, daar iewers is 'n Harry Smit en koffie drink, pitstop nommer 4. Maak ek die kerk se kalender oop en daar sien ek. Die dag wat ek weer terug begin by die werk, begin week van gebed. En weet julle nie, daar is so sinkende. En nie omdat ek nie hou van week van gebed nie, of nie dat ek iets teen gebed het nie, hoegenaamd glad nie. Maar op daardie oomblik voel dit vir my of daar weer iets op my to-do-lysie geplaas is. Ek het nou so hard gewerk, November en Desember, om daai lysie skoon te maak, voordat ek met verlof gaan. En as ek nog met verlof, en dan is die eerste ding al opgeplaas.
En die Heilige Gees praat hard met my. Daar op die N1. N3, waar was ons N3? Ons die Kaap toe nie, N3. Dit is nie wat week van gebed is nie. En dit is nie wat gebed veronderstel is om te wees nie. Gebed kan nie in my en jou dag ietsie op ons to-do-lysie wees, wat ons net aftik om te sê, ek het darm vandag gebid nie. Ek het nie vandag gebid nie, môre moet hy 2 keer op my toe doen, ek dra my lysie oor na môre toe. Dit is nie wat gebed is nie. En wanneer ons gebed en week van gebed so hanteer, maak dit net by ons skuldgevoelens. Want punt nommer 1, voel ons bid te min. Die dominee gaan alweer vir my sê, ek moet nie nog meer bid. Ja, kom wees eerlik. Maar so 'n paar glimlaggies wat ek sien. Dankie dat jy eerlik is. Maar dit is nie wat gebed veronderstel is om te wees nie. Want ons is snaakse goed wanneer dit kom by gebed. Hoe meer skuldig ons voel oor gebed, hoe minder bid ons. Asof ons vir die Here probeer wegkruip of wegsteek, dat ons nie bid nie. En dit is hoe die tema van hierdie week van gebed gebore is. Leef jy soos jy bid, of bid jy soos jy leef? En ek hou van Richard Foster se gedagte, dat ons geestelike lewe nie net iets moet wees wat ons nog bo op ons vol lysie sit nie. Dis nie iets waarmee ons onsself moet straf nie. Maar dis eintlik om toe te laat, dat die Gees van God elke aspek van ons lewe deurdrink. Die goed wat ons dink is onbenullig. Dit wat ons dink is so klein en eenvoudig, wil God ons dalk juis daar kom ontmoet. So in die week van gebed het ek 3 temas gekies uit Tom Smith se boek God in die Gewone, en gevra, kan jy hierdie gewoonte, hierdie eenvoudige gewoonte wat jy het, kan jy 'n gebed daaraan koppel en dit deel maak van jou gebedslewe? So ons het gekyk na gebed in die gewone van opstaan en wakker word. Nie dadelik eers na die foon te gryp nie, terwyl jy voel na die pyn en skete, die Here te aanbid, of wanneer jy jou voete van die bed afsit om te sê, Here, dankie vir die dag wat U gemaak het. Gebed in die gewone van was en skoonmaak. Ek hoop van ons het dalk gevra, Here, as ek my tande borsel, reinig my woorde vir die dag wat kom. Of miskien het jy die gebed in die gewone van speel en lag jou aangeraak, soos wat daai vraag my aangeraak het, en toe ek voorberei het. Waarvoor het ek te oud geword? Kon jy dit regkry om iewers in jou dag, een van jou huidige gewoontes, 'n gebed aan te koppel? Kan ek bietjie sien? Het een van julle dit geoefen? Is daar een van julle wat nog daarin wil groei, wat gesê het, ek kan hiersom? En ek is self van daai. In jou to-do-lysies. Dit is so. So vanoggend gaan ons kyk na die gewone van 'n erediens. Gebed, ek, jy, in die gewone van 'n erediens. Maar voordat ons begin, kom ons bid eers saam. Here, dankie dat ons kan dink aan die storie van Jesus, wat langs 'n put gaan sit het en gewag het. Here, en toe daar hierdie Samaritaanse vrou met haar kruik opgedaag. Here, en Jesus het vir haar eenvoudig gevra, gee vir my 'n bietjie water om te drink. Here, dankie dat so 'n klein, eenvoudige vraag in die gewone van hierdie vrou se lewe van water gaan skep, 'n ontmoeting geraak het met U. Here, en soos wat Jesus vir daardie vrou gesê het,
Die water wat ek jou gee om te drink is lewende water. Wil ons, Here, met dieselfde dors wat ons het, by u voete kom neersit. Ons leekryke, Here, wat al klaar uitgetap is aan die einde van Januarie. By u kom sit en kom vra, Here, dat u fontein van lewende water sal oorborrel in ons. Dat u ons dors sal kom les met lewende water. Here, ons wil u aanbid in gees en in waarheid. En daarom hoor ons ook soos daai vrou gehoor het, dit is ek, die Here, wat met jou praat. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 1. So as jy die woord van die Here hier het, wil ek jou uitnooi om dit saam met my oop te maak. As jy nie 'n Bybel saamgebring het, wil ek jou uitnooi om hom wel saam te bring. Dit is regtig anders wanneer jy die Here se woord vashou. Net so 'n bietjie konteks oor wat gebeur net voor hierdie. Johannes 1 begin met daai welbekende in die begin was die woord. En dan gaan dit aan om te vertel oor die getuienis van Johannes. Wie Johannes is en wat hy gedoen het. En dan gebeur 'n interessante ding. Johannes staan besig met sy bediening, saam met 'n klomp van sy disippels wat hom gevolg het, en hier kom Jesus aangestap. Nou, ek kan nie dink dat dit die eerste ontmoeting was wat Johannes en Jesus gehad het nie, want hulle was 'n familie. So hulle moes mekaar vooraf gesien het. Maar hier is Johannes in sy profeetrol en hy's besig om sy disippels te leer en hy sien Jesus aanloop en hy wys na Jesus toe en hy sê vir hulle, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. En Johannes sê vir sy disippels, nie ek nie. Ek is die kleiner een. Ek is eintlik net, dis Johannes se woorde hierdie, ek is eintlik net die een wat in die woestyn uitroep oor die een wat groter as ek is wat gaan kom. Johannes sê vir hulle, ek doop met water, maar die een wat na my kom, Jesus, hy gaan met die Heilige Gees doop. En dan lewer Johannes die mooi getuienis van wat met Jesus se doop gebeur het, né? Toe hy die water uit opgekom het, die duif en die stem wat gepraat het. En dan begin ons hier lees by vers 35. So lees saam met my. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, met 2 van sy volgelinge of disippels by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die 2 het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan u tuis? Hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal julle sien. Ek dink die 2020 vertaling is hier op, en dan sê dit, kom kyk. O nee, dit is dieselfde vertaling, my fout. Dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4 uur die middag, en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, dit was nou een van die disippels, die 2 wat nou Jesus gevolg is, een van hulle was Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die wat van Johannes gehoor het en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek, en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom toe na Jesus gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Eers net tot daar. Stel jou gou vir 'n oomblik voor.
Jy is 'n disipel van Johannes in die Ou Testament. Jy het gekies om 'n disipel van Johannes te wees, om hom te volg, om saam met hom te loop. Jy moet ook nou onthou, dat om 'n disipel te wees in die Ou Testament, of in die Nuwe Testament, soos ons dit daar lees, in die Bybelse tyd, was nie 'n ligraak ding wat jy net besluit het nie. Dit was 'n full commitment. Dit is nou 'n Engelse woord om te sê, 'n totale oorgawe aan hierdie persoon. Meeste van die disippels het daardie persoon dag en nag gevolg. Hulle wou nie 'n enkele oomblik mis wat hierdie leermeester iets sou leer, wysheid sou deel wat hulle wou mis nie. Hulle wou eenvoudig nie. So hulle het eintlik soos 'n skool met 'n koshuis ingeboek. Hulle het daar gaan bly. Hulle het saam met die persoon geleef, geloop, geslaap, geëet, geleef, gealles. Hierdie rabbi, hulle leermeester, het hulle alles geword. So stel nou voor, jy is een van Johannes se disippels. Jy volg hom. Jy sien die wonderwerke wat hy doen. Jy sien hoe doop hy mense. Jy sien hoe verander hy mense se lewens. En dan op 'n dag staan jy so trots op jou rabbi, jou leermeester. En dan stap hierdie man verby. Die man wat hulle Jesus van Nasaret noem. En jou leermeester, jou rabbi, Johannes, draai na jou toe en sê, dis nie ek nie. Die een wie jy moet volg, is nie ek nie. Dis hy. Hy is die lam. Hy is die een, hy is die verlosser, hy is die Messias, hy is die gestuurde, hy is die gesalfde. Ek was net die een wat die pad vir hom voorberei het. Dit sou vir jou en vir my, as 'n disipel van Johannes, skokkend gewees het. Want wanneer jy 'n disipel van iemand word, volg jy daardie persoon met jou alles. Jy leer soos hy dink. Jy sien die lewe en die wêreld soos daardie persoon dit vir jou wys. Jy lê jou lewe neer om daardie persoon se disipel te word. En daarom is daar 'n ou Hebreëse spreekwoord wat sê, mag die stof van jou leermeester op jou gesig val. Met ander woorde, mag jy so naby aan jou leermeester loop, dat die stof van sy voete op jou sal val. Net om op een dag uit te vind, jou leermeester wys na iemand anders. En dankie tog lees ons die evangelie met die oë van die kruis, né? So ons weet Johannes moes dit doen. Dis in die Ou Testament so voorspel dat Johannes dit gaan doen. Maar daar wil ek op 'n kant aantekening vir jou vanoggend iets vra. En dit is 'n waarskuwing. Die geestelike leiers wat jy volg, wat jy na luister, of dit nou op YouTube is, en of dit op Instagram is, en of dit op Facebook is, en of dit in hierdie kerk is. Die geestelike leiers wat jy volg, se werk is nie om van jou disippels van hulle te maak nie. Dis nie die evangelie volgens Zilke, of volgens Barry, of volgens Janie. Ek kan nou hulle name vanoggend sê, hulle sal saam met my stem. Die werk van 'n ware geestelike leier is om na Jesus te wys. Om te sê, dit gaan nie oor ek nie, dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor wat ek jou wil leer nie, dit gaan oor wat hy vir jou vanoggend wil sê. Ek is die mindere, hy is die groote. Ek kan dalk in liturgie met die water doop, maar hy doop met die Heilige Gees. Ek kan net vir jou vertel wat hy vir my openbaar. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Kyk weer na jou geestelike leiers in jou lewe. En as ons dit verkeerd doen, kom praat in liefde met ons. Sê Zilke, kyk bietjie mooi daarna. Maar hierdie twee disippels, een wat ons nou van weet, Andreas is.
Hulle staan by Johannes, hulle hoor vir Johannes sê, dis Jesus. Julle moet nie my volg nie, julle moet vir Jesus volg. En wat doen hulle? Goed, meester. En hulle volg Jesus. Tweede kant aantekening, preek op sy eie. Ek wonder hoeveel van ons lidmate sal so gehoorsaam wees aan hulle, ek grap maar net, so op 'n ander dag se preek. Maar Andreas en vermoedelik Johannes begin Jesus volg. En dan gebeur iets besonders, iets wat ons 'n klomp keer lees in Johannes Evangelie, dat Jesus een persoon op 'n tyd raak sien. Dink gaan wonderwerke wat Jesus gedoen het in die boek van wonderlik. Jesus draai na hierdie twee toe en hy vra vir hulle, wat soek julle? Nee, hallo, welkom. Welkom by ons vanoggend, dit is die eerste dag wat jy my volg. Het jy al gehoor wie ek is? Weet jy wat is my teologie? Weet jy wat is my naam? Weet jy wat is die profesie oor my? Jesus vra vir hulle, wat soek julle? In die 2020 vertaling word dit vertaal met wat wil julle hê? Dit sou ook vertaal kon word met wat wil julle verkry? Wat wil julle hier uit hê? Nou op 'n manier klink dit na 'n vreemde, oppervlakkige vraag wat Jesus vra, want as iemand 'n leermeester volg, dan wil hulle mos by hom leer. Maar gestel, hulle antwoord was eintlik, Jesus, ons is nuuskierig. Ons het 'n klomp stories van jou gehoor en ons wil kom kyk of dit waar is. Hoe sou hulle Jesus gevolg het? Hulle sou gebly het om die beste kinderstories te kry, né? Dan omgedraai het en almal gaan vertel het, wat het hulle gesien? Want hulle was nuuskierig. Gestel, hulle antwoord sou gewees het, waar ons kort te heen kome. Onthou, hulle was ingeboek om te leer by Rabbi Johannes. En as Johannes nou vir hulle sê, ekskuus, julle moet nie my volg nie, julle moet hom volg, is hulle eintlik dan nou tussen twee plekke. Hulle kon maklik vir Jesus gesê het, ons kort 'n huisvesting. Hulle sou ook hom gesê het, ons ondersoek die waarheid. Ons wil eers sê, jy moet aan ons kom bewys, dat dit wat oor jou gesê word die waarheid is. Dan sal ons besluit of ons jou wil volg. Hulle sou ook kon geantwoord het, ons soek die Messias. Soos almal rondom ons wil ons die een hê, wat God gesalf het en gestuur het. Wat die lam sou wees, wat die sonde van die wêreld sou wegneem. Want hoe hulle sou soek, of waarna hulle sou soek, sou beïnvloed het hoe hulle soek. Dit waarna hulle soek, sou hulle soektog beïnvloed het. Die manier hoe hulle Jesus sou gevolg het, sou anders gewees het, as hulle antwoord op Jesus se vraag, wat soek jy, enigsins anders sou gewees het, as wat hulle Jesus geantwoord het. Hulle antwoord Jesus met, waar bly u? Waar gaan u tuis? Dit klink ook vreemd in ons konteks, maar as jy nou onthou, dit is 'n koshuis waarin jy inboek by 'n leermeester, vra hulle eintlik nou, in watse onderrigstyl pas u in? Wat is u teologie? Watter skool van denke het u? Dit is 'n baie breër vraag, as net, waar gaan u tuis? Dis eintlik 'n vraag oor, wie is u? My boetie en sussie in Jesus Christus, ek en jy is mense wat soek. Ons is al ewig op soek na goed. As jy 'n man het, soek jy jou goed en sy goed. Is ek reg? Waar is my foon? Waar is my beursie? Waar is my sleutel? Waar is my bril? Waar is my bril se kassie? Nee? Waar is my pille? Waar is my Ons vrouens is nie so nie. Ons kan presies onthou. Ek onthou as ek in 'n vertrek inloop wat ek daar wou gaan doen het. Kan.
Maar ons soek reg deur ons lewe. Maar ons soeke, ons hunker, ons dors, ons iets is tekort in ons lewe, is ver dieper as oppervlakkige soek. En vir my en vir jou, boetie en sussie in Jesus Christus, dit waarna ons soek, gaan ons soektog beïnvloed. Wil jy moet dink vir 'n oomblik aan jou lewe. Die verlede, die hede en die hoop wat jy het vir hierdie jaar. Ek gaan dit nou nie nuwejaarsvoorwense noem nie. Ek gaan dit die hoop vir die jaar noem, nê? Waarna is jy hierdie jaar op soek? Wat is dit wat jy in jou gedagtes geformuleer het, is die soektog vir hierdie jaar? Jy sien, ek en jy kan so vinnig verlore raak in quick fix, kitsoplossings vir ons soektog. Ons soek dit in prestasies en ons soek dit in sukses. Want dit voel of ons waarde het en mense het 'n waardering vir wat ons doen. Ons kry 'n applaus so nou en dan, 'n klop op die rug en gesê, wel gedaan. Ons soek na 'n gesonde bankrekening en 'n paar van die fancy dinge in die lewe. Kom ons wees eerlik, ons soek lekker koffie. Ja, die lewe is te kort vir slegte koffie, dit is so. Want ons dink in dit, gee dit vir ons 'n sin van veiligheid en gerief. Ons soek na verhoudings. Romantiese verhoudings, vriendskappe, ouer-kind verhoudings. Want in dit beleef ons aanvaarding, ons beleef ons behoort hier en ons voel geliefd. Daar's baie mense wat soek na mag en invloed. Want dit gee vir hulle betekenis, dit gee vir ons betekenis in hierdie wêreld en aansien, as ons eerlik is. Party mense soek kits, plesier en vermaak. Nee? Julle weet wat ek bedoel, as jy nou sit. Want dit gee vir ons 'n wyle waar ons kan ontsnap uit hierdie soektog uit. En dan is daar baie van ons, van mense, wat 'n soektog het in godsdiens sonder God. In die goedjies van godsdiens, maar nie saam met God nie. En weet julle wat is die probleem? Omdat ons soeke ons lei na allerlei plekke toe, moet ons op die harde manier leer dat dit vir ons kortlike, tydelike, kort van duur bevrediging gee. En voordat ons onsself weer kry, is ons op soek na iets. Want ons word nie hierdie diep dors en honger, word nie gestil of geles nie. Ek wil daar kant aantekening opmerking maak. Dit is hoe verslawings baie keer ook gebeur. Daar's 'n baie sterk komponent van mense wat geneties meer geneig is tot verslawing. En 'n klomp mense wat smag, wat 'n soeke het na iets en dit nie bevredig kry nie. En dan word daar tydelike bevredigings ingestel en voordat ons ons oë uitvee, het 'n slegte gewoonte of 'n goeie intensie, 'n slegte gewoonte wat baie keer lei tot verslawing. Waarna jy soek, gaan jou soektog beïnvloed. Ek sou nou deur jou hele lewe vanoggend deur my eie lewe, ekskuus, hierdie preek gaan so deur, hoor. Ek sou vanoggend deur my eie lewe kon fynkam oor waarna soek ek. Maar die Here het spesifiek met my gepraat hierdie week oor die gewoontes wat ons het, en die nietigheid, en die klein goedjies wat ons doen. En daarom was ons week van 'n gebed daarbey aangesluit. Maar die vraag wat die Here vir my gevra het vir vanoggend, is wat soek ek en jy in 'n erediens? Hoekom kies ons om 8 uur op 'n Sondag, 8 uur mense?
Julle is baie lief vir die Here as jy op 8 uur al reg sit vir 'n erediens. Wat is dit waarna jy kom soek? Vir baie mense is kerk toe gaan ongelukkig 'n tikboksie. Iets wat hulle in hulle week moet doen. En dan is dit vir my interessant, dat hulle in dieselfde asem vir my sê, hulle weet nie, hoekom kan hulle nie hulle aandag hou by die preek nie. Wel, dit waarna jy soek, gaan jou soektog beïnvloed. So as jy net hier kom sit om die stoel warm te maak, dan is dit wat jy waarskynlik gaan ontvang. Party mense kom om te hoor wat die dominee te sê het. En dat die dominee vir jou 'n kitsoplossing moet gee, oor waar jy hierdie antwoorde in jou lewe gaan kry. En dan stel die dominee jou te leer, want die dominee sê vir jou, dis nie ek nie, dis hy. Baie mense gaan kerk toe net vir musiek. Kyk, en kerke het daarom al geskeer, eredienste het daarom al geskeer, oor musiek in die kerk. Sing ons nou met die heilige orgel? Of mag die gitaar ook bykom? En dan is party mense omgekrap die hele week lank, as hulle nou nie op 'n Sondag lekker gesing het nie. Nee, Vrolie, het jy dit al beleef? Ek staan nie druk op jou nie. Jy is gelukkig. Ons is dankbaar vir jou. Maar dit wat ons in 'n erediens soek, gaan ons soektog in 'n erediens beïnvloed. Die fancy woord vir 'n erediens is 'n liturgie. Liturgia in Grieks, as jy nou baie fancy wil wees. En as jy hom direk vertaal, beteken dit die werk van mense. Wat eintlik verkeerd vir my voel. Maar wat dit beteken, is dit is die gewoontes, die rituele, die gebruike, die orde wat geskep word vir 'n geloofsfamilie, om te kan uitdrukking gee aan God se werke. Dit is 'n mondvol, ek gaan hom gou weer sê. 'n Liturgie is 'n tyd en 'n spasie wat ons op verskillende maniere inkleer met sekere handelinge, sekere gewoontes, gebruike en rituele, sodat ons kan uitdrukking gee aan hierdie belewenis wat ons het van God se goedheid en guns in ons lewe. Met ander woorde, God werk, ons reageer daarop. Dis wat hierdie spasie is. In die Ou Testament, toe dit begin het dit baie sterk gesentreer om die tempel. Die tempel was die plek waar die liturgie plaasgevind het. Dis hoekom Saul in die moeilikheid gekom het, toe hy offers doen op berge wat hy nie mag nie. Want dit was nie deel van die liturgie nie. Dit was nie deel van die manier wat hulle dit gedoen het nie. Liturgie in die Ou Testament het gegaan oor offers, oor gemeenskaplike sang en aanbidding. Hulle het 'n baie streng kalender gehad waar volgens hulle tye van vas en van feesviering gevier het. Hulle soeke was om te onthou wat het God vir hulle gedoen en dat God hulle sondes sal vergewe. Toe beweeg ons oor in die Nuwe Testament. En in Handelinge 2 lees ons van gemeentes wat bymekaar gekom het en gebid het, gesing het. Hulle het die bietjie besittings wat hulle gehad het, het hulle onder mekaar verdeel. Ons lees dat hulle in daardie tyd gedoop het, dat hulle die nagmaal saam gebruik het. Want hulle soeke was om te onthou wat Jesus vir hulle gedoen het. En dat hulle hierdie gemeenskap van gelowiges moet beskerm. Hierdie gedeelte wat ek en jy lees vanoggend, is die draaipunt in die Bybel. Waar dit gegaan het van, hy gaan eendag kom. Nou kyk, Jesus is hier. Waar die rituele gegaan het, ons doen dit, sodat
het dit geword, hy's by ons doen dit saam met hom, ons leer by hom, sodat ons kan doen. Tim Keller, wat 'n groot naam in die kerklike kringe is, hy sê, 'n erediens moet 'n vloei hê. God roep ons in sy teenwoordigheid in. Dan bely ons skuld en ons sondes. Ons ontvang die genadegawe van God. Dan praat God deur sy woord. Ons reageer dan op God se woord met ons geloof en ons gehoorsaamheid. En dan stuur God ons in die wêreld in, sodat ons vir ander kan gaan vertel. Maar weet julle nie, ons kan die mooiste liturgie in die wêreld uitdink. Maar as my en jou soeke nie na die een is wat gekom het as die lam van die wêreld, om die sonde van die wêreld te vergeef nie. As ons soeke nie is na hom wat doop met die Heilige Gees nie. As ons soeke is nie na ons Vader nie, word dit wat ons in 'n erediens doen, net handelinge, gebruike. En ons doen dit net omdat ons dit moet doen, dan word dit 'n tikboksie. Want ons soeke lê nie in God nie. Ons soeke lê in dit waarmee ons besig is. My gebed vir my en vir jou as ons hierdie tyd afsluit, en ek sluit af. Toe die disippels vir Jesus sê, wie is u? Waar gaan u tuis? Toe sê Jesus vir hulle, kom kyk. Kom saam met my en kom kyk. Mag dit my en jou soeke tydens 'n erediens wees. Waar ons inkom en sê, Here, ek soek na u. Hoe ook al u dit vandag gaan laat gebeur, soek ek in my diepste na u. En hoor hoe God jou sê, kom saam met my. Ek wil jou wys. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend by u kan kom sê, ons het 'n soeke na u. Ons het nie 'n soeke, Here, na 'n erediens of 'n liturgie wat vol van goed is, maar leeg van u is nie. Here, ons het nie 'n behoefte aan 'n erediens wat ons fancy inkleer en mooi maak, Here, maar ons vind nie u nie. Here, ons bely vanoggend dat ons diepe soektog is om u te beleef in elke deel van ons erediens, van ons liturgie. Here, help my om u raak te sien in die gewone van 'n erediens. Help my om u raak te sien, Here, waar u hier in die oomblik is. Deur 'n kruis wat in 'n kerkgebou staan en vertel, Here, van dit wat Jesus aan 'n kruis vir ons gedoen het. Mag ons u raak sien, Here, in 'n blommerangskikking van lelies, Here, wat vertel van u Christus. Here, mag ons u raak sien in elke noot wat op 'n orgel gespeel word. Here, wat vertel, die hele aarde juig en verheerlik my naam. Here, mag ons u raak sien in dit wat ons gee, in die rande en die sente wat ons uit ons beursies uithaal. Te weet, Here, u genade is vir ons so groot. Here, mag ons u raak sien in die woord. Om te weet, die woord het mens geword en onder ons kom bly. Dat die woord geïnspireer is deur u, Vader, om vir ons nietige mens te kom vertel van u liefde. Here, mag ons u sien in die gelag en die speel van klein kindertjies. Te weet, Here, dat ons soos hulle moet word. Here, mag ons u soek in mekaar,
in mekaar se gesigte, in die gesprekke wat ons met mekaar voer, om te weet, Here, dat U 'n pad stap met elkeen van ons, maar dat ons elkeen tot U beeld gemaak is. Here, ons wil U sien, ons wil U soek, ons wil U beleef in die gewone van 'n erediens. Mag hierdie jaar, Here, vir ons 'n besonderse ontmoeting wees, elke keer as U kinders bymekaar kom. Maar dankie, Here, dat U erediens nie net hier stop nie, maar dat U ons uitstuur en dat ons U in die wêreld ook mag sien. Dankie, Here, dat ons dit kan bid in die mooiste naam van Jesus Christus alleen. Amen. Voordat ons die slotlied gaan sing en eintlik dan ook ons week van gebed gaan afsluit, ons het nie baie gebid vandag nie, maar wees gewaarsku dat gebed deel is van 'n liturgie. Ons het nou net daaroor gepraat. So ons gaan vir die res van die jaar gebed meer deel maak van ons liturgie. Dit is nie net 'n Sondag waarop ons bid nie. Dit is 'n gesprek deur die hele jaar. Wil ek wel vir jou vra, Februarie begin oor 'n paar slaapies. En verlede jaar Februarie het ons daai liefdesdade uitgestuur en elke dag vir jou 'n uitdaging gegee om liefde teenoor ander te bewys. Sien julle weer kans vir een? Moet ons 'n jaar skiep? Wys bietjie vir my ja, of nee. Okay, ek sien 'n klomp ja's. So sorry vir die van julle wat nog wil besluit het. Die meerderheid het gestem vir ja. So as jy nog nie op ons WhatsApp is nie, kom praat met my of met Wynand, dat ons jou deel kan kry en dit sal dan nou op 1 Februarie begin. Wat Saterdag is. Is ek reg? Ja, om die draai. So dit Sondag 1 Februarie. Wonderlik. Som op my preekbeerd. Ons gaan afsluit met die Onse Vader vanoggend as 'n afsluiting, nie net van week tot gebed nie, maar as 'n herinnering dat Jesus gesê het hoe om te bid. As jy nie weet wat om te bid nie, daar's die Onse Vader. Onthou, dit is nie die woorde wat ons sê nie, dis die soeke waarmee ons bid. Kom ons staan en sing saam. Ons het die gebruik om aan die einde van die erediens die Here se seën oor jou uit te spreek en te bid. Onthou net om na die tyd eers om koffie drink voordat jy huis toe gaan. Mag die Here hierdie week vir jou uitloop. Mag die Here jou pad gelyk maak.
Mag die Here agter jou wees om jou te bewaar van die bose. Mag die Here langs jou loop as jou raadsman en jou vriend. Mag die Here bo jou wees om jou te seën. Mag hy onder jou wees om jou te vang wanneer jy val, jou wonde te verbind en jou te genees. Mag die Here rondom jou wees om jou te beskerm as 'n skild. Mag God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees met jou wees tot in alle ewigheid. Amen.